Ons het ons het so 2 jaar terug het ons in 'n situasie by die skool met Andrew, dit was nou graad RR gewees en dit is so 2 jaar terug, hy's nou graad 1, was ons in 'n situasie gewees waar hy geboelie was op skool, met ander woorde, iemand het hom seer gemaak, konstant in sy ore geklip en hom geslaan en al sulke goeters, en ons het die hele tyd van hom gevra, hoe wil hy moet ons reageer, hoe wil hy moet ek reageer, wat wil hy moet ek doen, want dit is belangrik, want ek dink Alisa sal seker op 'n stadium weer so 'n reeks aanbied oor boelies, want dis belangrik hoe mense reageer daaroor. Jy weet, ek sê altyd as die kinders na my toe gekom het, vir al die dogters, dan sê hulle vir my, hoorie, hierdie ou maak my seer, dan sê ek, jy vir hom, ek kry sy pa en sy ooms en sy tannies en ek slat hulle almal nou na skool. So nou wil hulle nie vir my goed sê nie. Nou is hulle soos, nee, ons gaan nie vir hom nou slat pa by die oom. Verstaan, of is maklik, sê vir Zylie, jy skop hom dat jy op die regte plek gaan hy seer kry. Verstaan. En dan wil hulle nie vir my goed sê nie. So, ons toe ons nou geleer, dat luister, wanneer 'n situasie kom, moet ons eerder vra. Hoorie, hoe wil jy moet ons reageer? Boetie, wat wil jy? Ek wil die juffrou gaan sien, wil jy ek moet EFF inkry met 'n toi. Wat wil jy moet ek doen? Jy weet? En hy weet nie eintlik nie, en Zylie sê toe vir ons, maar wag, voor hulle iets doen, laat sy dit is vir 'n oomblik hanteer. So sy sal dit net vir 'n oomblik hanteer. En ek kan onthou, hulle is op hulle is in dieselfde, so graad R en graad R'tjies is amper dieselfde gewees, en ons kan onthou, eendag sit hulle in 'n ry, ek weet nie, het iets in die saal gedoen, en die maatjie is toe nou besig, en Zylie staan toe net daarop waar sy is, sy gaan na daai maatjie toe, sê sy vir daai maatjie, dit sal jou laaste keer wees. Hoor mooi, dit sal jou heel laaste keer wees dat jy my boetie slat, want as jy dit weer doen, slat ek jou, en jy wil nie ek met jou slat nie, dan, het gaan nie weer lekker wees nie. En die probleem is opgelos gewees, prys die Here, en prys die Here gewees, en nooit weer het ons ooit 'n issue weer oor sulke goed gehad nie. Maar boelie gewees, en ek wil vandag so 'n bietjie ons chat, want baie keer dink ons dat boelie is fisies. Ons dink baie keer boelie moet iets wees waar iemand jou slaan, of jou skop, of jou seer maak, maar vandag wil ek nie so veel kom praat oor fisiese boelie nie. Ek wil vandag met ons kom praat oor dat ek en jy geboelie word somtyds deur die Gees. Ek en jy word soms hier in ons gees geboelie, en voor ons aangaan, moet ons so vir 'n oomblik hierdie verstaan, dat ek en jy is nie 'n liggaam met 'n siel nie. Hoor mooi, ek en jy is 'n siel met 'n liggaam. Okay? Dis belangrik dat jy hierdie snap. Alright? Ek en jy is nie 'n liggaam en met 'n siel by nie. Ek en jy is eintlik 'n siel wat net 'n liggaam is. En baie van ons dink dat ons liggame is wie ons is. Ons dink dat die manier hoe ons lyk en ons liggame is wie ons is, maar ons is nie 'n liggaam en ons is nie 'n liggaam met 'n siel nie, ons is 'n siel met 'n liggaam. Want hoekom verduidelik ek dit so, dat as jy doodgaan, dan sterf jou liggaam, maar jou siel lewe vir ewig. Okay, Erik, waar kry jy dit? Ek kry dit in Genesis 2 vers 7. Hoor hierdie vers saam met my. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde. Alright, hy het eers die siel, hy het eers die liggaam gemaak en lewensasem in sy neus geblaas. Hoor mooi, sodat die mens, hoor mooi, 'n lewende wese geword het. So dis wie ons is. Ons is nie 'n liggaam met 'n siel nie, ons is 'n siel met 'n liggaam. God het ons gebruik, God het stof gebruik om ons buitekant te vorm en toe het hy vir ons 'n siel gegee en lewe daarin geblaas, sodat ek en jy 'n lewende wese kan word. Hoekom noem ek dit? Want vandag sien ons mense wat inkom of mense wat van buite af en alles lyk fyn van buite. En alles lyk asof dit oukei gaan en buite is dit sharp en buite is alles reg, maar aan die binnekant word baie van ons siele geboelie. Ons voel amper soos Paulus in Romeine 7 wat gesê het dat die dinge wat ek graag wil doen, dit doen ek nie, en die dinge wat ek nie behoort te doen nie, dit doen ek. En ons konstant hierdie oorlog in ons. Elke liewe dag is hierdie oorlog in ons en hy word geboelie. Ons almal was al daar waar ons gesê het, ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie, Here. Beloof owe, ek sal nooit ooit weer hierdie doen nie, en voor ons onsself kry, oeps, dan doen ons dit weer. En as dit hierdie battle, hierdie konstante battle in ons siele. En wat gebeur dan? Ons sit vol skuldgevoelens. As gevolg van hierdie battle.
Ons het iets verkeerd gedoen, ons het vol skuldgevoelings en ons probeer dan om ons sonde te regverdig en ons kry dit nie reg nie en dan voel ons nog steeds skuldiger en wat doen ons? Ons steek onsself weg van mense af en ons hou onsself weg van mense af want niemand mag uitvind nie. Aan die buitekant het ons hierdie maskertjie. Alles is fine. Dit gaan goed. I'm too blessed to be stressed. Dit gaan lekker. Ek lyk mooi, alles is great, maar aan die binnekant word jy geboelie. As gevolg van geheime sonde, as gevolg van iets. 1 Petrus 2:11 verduidelik uiteindelik so, en ek het in die 2020 vertaling sê, geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes. Hoekom? Wat stryd voer teen die siel. Hierdie battle. So wat is dit wat jou sonde jou boelie mee? Wat is dit wat jou siel jou so mee boelie? En ons twee goed wat ek wil noem. Ek dink ons twee goed en dan gaan ons by twee practical goeders uitkom oor hoe ons dit kan is julle raai daar agter? Kan vanaand gedoen. En die eerste ding is, ons word geboelie deur ons eie sondes. Punt nommer 1. Ons word geboelie baie keer deur ons eie sondes. Ons doen baie keer iets wat God se hart breek en dan voel ons skuldig daaroor en wat doen ons siel? Hy kom boelie ons die hele tyd. Ja. En Dawid is 'n goeie voorbeeld daarvan. Dawid kom in Psalm 38, kom sê hy sê, "U pile het my getref." Hy sê, "U hand lê swaar op my, deur U troon is daar nie meer eens 'n gesonde plek in my liggaam nie, deur my sonde is daar nie eens meer 'n heel plek aan my lyf nie." So met ander woorde, as gevolg van hierdie sonde, is daar geen meer plek in hierdie Dawid so geboelie, dat hy het nie meer plek in sy liggaam oor nie. En Dawid kom en hy skryf hoe hy voel oorweldig en hy het nie 'n innerlike krag nie om hierdie weight, hierdie gewig van sonde te dra, wat sy siel so boelie. Ek weet nie. Maar van ons raak vermoor hier en jy dra hierdie geheime sonde in jou siel. Jy raak hierdie weight van sonde en hierdie siel wat besig is om jou te boelie. En ek wil gentle wees vandag. Ek wil regtig, ek het vir die Here gevra, Here, daar's regtig nie so 'n judgmental gees vermoere in my hart nie. En ek wil so gentle as moontlik wees. Want ek dink almal van ons was daar of is daar. Want ons sê, Erik, my siel kan nie meer nie. My siel kan nie meer met hierdie sonde nie. Word gestand geboelie. Ek meen studies bewys dat 50% van mans, ek hierdie ding net regmaak. 50% van mans sukkel met 'n geheime sonde van last. 50% van ons wat vermoor hier sit wat mans is, sukkel met geheime sonde, last en pornografie. John, hoor my, ek is gentle vermoor. Studies gaan aan en sê 30% van vrouens vermoor sukkel met dieselfde. Pornografie. 30%. Ons kyk na dinge wat ons nie mag nie. Ons kyk na dinge en doen dinge wat ons nie mag nie en ons weet dit gaan ons huwelik breek en ons weet dit as ons iemand uitvind gaan